Baie dankie, heerlik om weer ook met jou te gesels oor al die grootste nuusgebeure van die afgelope week en dit was 'n baie interessante nuusweek gewees ook wat betref ons internasionale politiek, eerder maar kom ons noem dit maar ons internasionale betrekkinge en dit ook oorheers ook ons agenda vir vanaand. So ons gaan vinnig loer na wat alles op die agenda is en dan sal ek my gaste ook voorstel. Eerstens daardie 49 Afrikaners, sogenaamde vlugtelinge, wat nou verlede week maandag na Amerika gereis het, is deur president Cyril Ramaphosa as lafaards uitgekry, toe hy 'n draai gemaak het by die Nampo-Oesdag in Botawil. President Cyril Ramaphosa sê, is 'n klein groepie wat gekant is teen transformasie in Suid-Afrika. Hy het hulle eintlik maar 'n kantgroep genoem en gesê dit is nie hoe die oorgrote meerderheid van Suid-Afrikaners voel nie en hulle toe lafaards genoem. Tweedens kyk ons ook nou na afloop van dit wat president Cyril Ramaphosa gesê het, na die aankondiging dat hy nou hierdie week Amerika gaan besoek om dan met die Amerikaanse president Donald Trump te vergader. Hy het 'n afvaardiging na Amerika toe gestuur, waarvan hy nou natuurlik deel is. Hulle het vanoggend daar aangekom en hulle sal Woensdag met Donald Trump vergader in die Withuis. Dan gesels ons ook oor die DA se standpunt rakende die onteieningswet. Daar is die week by Nampo, of die afgelope week by Nampo, ook gesprekke daaroor gevoer en die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, wat sekere uitlatings daar gemaak het oor dat nul vergoeding steeds vergoeding kan wees. En ek dink dit is steeds relevant, ook gegee die feit dat die minister van Landbou, John Steenhuisen, deel is van hierdie afvaardiging wat na Amerika reis, en president Donald Trump, wat ook al baie te sê gehad het oor goed soos die onteieningswet. En dan laastens gaan ons kyk na die ANC-kiesers, wat volgens 'n peiling van die Instituut vir Rasseverhoudinge nie eers die ANC se beleid eintlik ondersteun nie. Dis baie interessante peiling wat daar gedoen is. EFF steun dit, nie die ANC-kiesers nie. My gaste vanaand hier in die ateljee, Benny van Zyl, hy is hoofbestuurder by TLU SA. Benny, altyd lekker om te gesels. Goeienaand. Goeienaand Anton, ja, dankie vir die voorreg. Heerlik om saam te kuier. En dan telefonies sluit professor Andrei Dievenage by ons aan. Hy is 'n politieke wetenskaplike verbonde aan die Noordwes Universiteit. Professor Dievenage, ook altyd 'n voorreg om met u te kan gesels. Goeienaand Anton, goeienaand Benny. Ja, inderdaad lekker om te kan saampraat. Professor Dievenage, ek gaan sommer by u begin. President Cyril Ramaphosa se uitlating by Nampo verlede week dat hierdie 49 Afrikaners wat nou in Amerika as vlugtelinge opgeneem is, lafaards is. Daar was baie emosionele reaksie op hierdie uitlating van president Cyril Ramaphosa. Maar ek dink is onverskillig en onverantwoordelik om jou eie landsburgers uit te kry as lafaards. Hulle bly tog immers Suid-Afrikaners. Hulle voel teleurgesteld in die manier wat hulle hier in Suid-Afrika hanteer is, die toekoms wat hulle hier in Suid-Afrika het. En ek dink president Cyril Ramaphosa moet sekerlik 'n klein bietjie verantwoordelikheid neem vir die feit dat hulle steeds Amerika gekies het bo Suid-Afrika. Anton, ja, ek wil begin deur te sê dat meneer Ramaphosa op 'n manier een van die groot swygers is in ons politiek. As hy moet praat, dan praat hy nie. En lyk my nou het hy ook die vermoë om te ontwikkel om as hy praat, hy telkens die verkeerde ding sê. Nou, as jy kyk na die hele Nampo aangeleentheid, dan is die eerste wat by my opkom, hoe het meneer Ramaphosa by Nampo uitgekom? Hoe is dit geheim gehou? En dan sy nommer 2, Paul Mashatile, wat ook daar opgedaag het. Dit alles in die bestek van omtrent 'n week voordat hulle die FSA moet besoek, wat hulle weet daar 'n moeilike gesprek voorlê, veral ten opsigte van Suid-Afrika se buitelandse beleid, maar ook ten opsigte van sy binnelandse beleid. Buitelands is dit die problematiek in terme van verhoudinge met Rusland, China, Hamas en ander terreurorganisasies. Binnelands kom dit maar neer en ons kan baie sake hier identifiseer, maar in essensie rondom ras,
gebaseerde wetgewings wat via transformatiewe inisiatiewe uitgevoer word. Nou binne daai raamwerk kom meneer Ramaphosa en hy verwys na 49 Afrikaners wat die land op vergunning van die Trump-administrasie verlaat as lafaards. Julius Malema daarenteen reageer, gee net vir ons die sleutels van die plase, ons wil die plase gaan beset. Dit is vir my, Anton, baie duidelik, dat daar eintlik baie min simpatie met die Afrikaners is wat oor see gegaan het, en dat baie groeperinge met inbegrip van die EFF eintlik bly is dat die mense weg is. En meneer Ramaphosa se argument, behalwe dat hy natuurlik totaal verkeerd is en ek dink heeltemal onredelik is basies daarop gerig om eintlik maar die beeld te gooi dat hy nog met die boere geassosieer word om dinge vir hom makliker te maak wanneer hy met die Amerikaners praat, en ek verstaan Elon Musk, sowel as die minister van buitelandse sake, wat as redelike Rubio, wat as redelike, soos die Engelse sê, straight shooters beskryf kan word, mee te make gaan hê. En ja, ons kom later uit by die John Steenhuisen konteks tot die gesprek, maar in 'n neutedop is dit my kyk daarop. Ek dink dit is jammer, en dit is nie in belang van eenheid in Suid-Afrika nie, nog minder in belang van inklusiewe groei. Dit bly maar 'n kwessie dat dit vir die ANC belangrik word en belangrik is om wit mense en apartheid te teiken, en daar's baie maniere waarop dit gedoen word. Benny, ek dink baie van ons wat baie voel dalk hulle te waardeer, of nie 'n waardering nie, hulle verstaan waardeur hierdie 49 sogenaamde vlugtelinge gegaan het. Hulle verstaan hoekom hulle Amerika toe gegaan het. Dis swak ekonomiese groei vir dekades al in Suid-Afrika. Die toekoms vir hulle kinders lyk bleek. Daar is stygende misdaadvlakke, veral in landelike gebiede. En jou fisiese veiligheid kan nie verseker word nie. Jou regering het jou in daardie opsig misluk. Ek gaan aan u ook die vraag stel. President Cyril Ramaphosa moet sekerlik verantwoordelikheid neem vir die feit dat sy landsburgers kies om hierdie land, en ek praat nou nie namens almal nie, maar ek is seker, meeste van hulle sal sê, hulle het Suid-Afrika lief, dit is hulle land, hulle wil eintlik hier bly, maar dan kies om Amerika toe te gaan. Ramaphosa en die ANC-regering moet verantwoordelikheid daarvoor neem. Anton, inderdaad, ek dink ons moet net vandag ook sê dat ek dink meneer Ramaphosa se teenwoordigheid by NAMPO en dan ook meneer Paul Mashatile wat die amptelike besoek was. Meneer Ramaphosa het gesê hy kom daar as boer, met al die sekuriteit daarmee saam in elk geval, maar ek dink dit is vir my baie interessant ook die posisionering van so 'n geleentheid alvorens die week voor hy na Amerika toe gaan. Ek dink die doel is maar om te gaan wys, kyk hoe werk ons saam. Ons is hier besig om gesamentlik die oplossings te soek en dis nie nodig om in te meng nie. Ek dink dit gaan in 'n groot mate dalk ook meneer Ramaphosa se invalshoek wees. Maar as ons gaan kyk na Suid-Afrika die afgelope 31 jaar wat die ANC hom probeer bestuur het hulle van meet af aan geleidelik begin met 'n transformasiebeleid soos hulle dit noem. Daar binne het hulle baie dinge verpak. Goed soos kaderontplooiing, SEB en daarmee aansluitend goed soos tenderbedrog, en die resultate van hierdie beleidsomgewing het 'n ongelooflike verlies aan kennis en kundigheid teweeggebring wat jy net eenvoudig met instellings vandag sit wat net nie meer funksioneer nie. Suid-Afrika is eintlik stotterend aan die gang vir daai mense wat nog ekonomies aktief is. Nou vir hierdie 65 ongeveer is dalk 80 miljoen mense, ek weet nie hoeveel daar regtig is nie, en daar's ongeveer so 7.9 miljoen individue wat belasting betaal. Dit is hulle wat maak dat Suid-Afrika nog funksioneer. Dis hulle wat maak dat die staatskas nog geld het om wanaan te wend en verkeer te bestuur en selfs te plunder en te steel. Want dit is ons praktyk. En hulle gaan net aan daarmee. En nou sit ons met hierdie transformasie resultate wat op 'n punt gekom het, nou ook met die hele kwessie van die aanstelling van mense in beroepe. Hulle is afgelê net om een rede, as gevolg van die kleur van hulle vel. Kundigheid was nie die kriteria nie. Hierdie mense is party van hulle baie kundig,
Maar hier in hierdie land word daar nie vir hom 'n geleentheid gebied nie. En daarom dink ek, as ons gaan werklikwaar sê, wie's eintlik die lafaard, dan is dit die resultate van 'n ANC-beleid wat Suid-Afrika se mense se toekoms van hulle ontneem het, en ook sy eie mense, Anton. Ons werkloosheid het verlede week al weer gestyg. Ons hardloop weg met die verkeerde goed, as gevolg van 'n beleidsomgewing wat ek oorkoepelend sê, dis 'n transformasiebeleid, dis 'n siek beleid, en hy ontneem Suid-Afrika se inwoners, almal van hulle, eintlik 'n toekoms, want ons ekonomie groei nie. En dit is die resultaat van hierdie beleid. En dit maak dat jy by 'n punt kom dat mense net eenvoudig nie meer geleenthede kry nie. En dan daarmee saam, die absolute blaatante rassediskriminasie met hierdie 118, hoeveel dan of hoe kyk jy dan na die wette, wat net eenvoudig diskrimineer teen iemand van kleur. As jou vel nie in sy regering goedgekeurde kleurgrens val nie, dan word dat teen jou gediskrimineer. Ek dink dit is 'n baie ongesonde situasie. Ek dink die groot lafaard op hierdie stadium is eintlik die ANC se beleid. As ek na 31 jaar met so baie wette moet beskerm word, en ek kan nie self my hand opsteek nie, dan sit 'n klap in my gesig. En ek dink elke persoon wat eintlik dan nou nie 'n blanke is nie, want ek dink generies sê hulle dis nou almal, die res is swart. Daar word wette gemaak om die mense sogenaamd te beskerm. Baie van hulle het dit nie nodig nie. Dis mense wat die verantwoordelikheid aanvaar wat dit verg om in die ekonomie betrokke te wees, en baie maak 'n sukses. Hoekom doen hulle hierdie ding, en dan sit 'n klap in die gesig van elke mens? Staan op, aanvaar die verantwoordelikheid, begin jou besigheid, doen jou ding, maak 'n sukses daarvan. Dan is hierdie goed nie nodig nie, maar hulle ontseën nie die vertroue in die ekonomie, beleggings kom nie in nie, en ons kry nie ekonomiese groei nie, en instellings as gevolg van 'n verlies aan kundigheid stort in duie. Dis 'n siek situasie waar binne die ANC hierdie land gedompel het, en ek dink dit is deel van die proses wat meneer Trump teen hom gaan slinger, en hy sal moet verduidelik. Professor Dievenage, dit bring ons by ons tweede gesprekspunt vir vanaand, en dit is natuurlik die besoek van die Suid-Afrikaanse afvaardiging aan president Donald Trump in Washington DC by die Withuis eerskomende Woensdag. Het gaan 'n baie interessante vergadering wees. Baie mense hoop dat dit ook regstreeks op die televisie uitgesaai word. En daar word nou al voorbrand gemaak van verlede week af. Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, wat sê hulle verwag 'n vlak van dekorum, en dat daar gesprekke gevoer gaan word, dat hulle eintlik net 'n handelsooreenkoms met Amerika soek, maar hulle kan nie wegskram van dit wat ons sopas ook bespreek het nie, dit wat Benny nou ook genoem het nie. Al die probleme wat Donald Trump al uitgewys het sedert hy in Januarie verkies is nie, of tot president ingehuldig is nie. Daar is probleme met goed soos die onteieningswet, daar is probleme met goed soos misdaad, dalk nie 'n volksmoord nie, maar definitief misdaad. Daar is probleme met goed soos swart ekonomiese bemagtiging, waarop Donald Trump antwoorde sal wil hê, so dit mag dalk nie so maklike vergadering wees nie. Wel, Anton, om mee te begin, ek reken dat, ek sien meneer Rolf Meyer is in die media aangehaal waar hy sê dat hy reken meneer Cyril Ramaphosa behoort sy man te kan staan teen die Trump-administrasie. Nou as ek enigstens in 'n advieshoedanigheid rondom meneer Ramaphosa betrokke was, wat ek inderdaad nie is nie en ook nooit sal wees nie, dan sou ek hom ten sterkste gewaarsku het dat hy met 'n baie moeilike en 'n baie uitdagende vergadering te maak gaan hê. Om bloot te reken dat jy eintlik maar net histories die onregte van apartheid weer gaan heropdis en dit as 'n regverdiging aanbied vir transformasie, vir korrupsie en die wyse hoe dit beslag gee aan wat ek noem 'n misdaadstaat. Dit gaan gewoon net nie afgaan by die Trump-administrasie nie. En ek dink veel eerder moet meneer Ramaphosa om voorberei vir iets soos wat meneer Zelensky moontlik getref het daar, toe hy daar besoek afgelê het. Die kaarte vir Suid-Afrika in die VSA. Eintlik sit die Trump-administrasie met al die kaarte en die Suid-Afrikaanse regering kom bedel. Vir die Amerikaanse ekonomie en die Amerikaanse magsbasis om Suid-Afrika
uit te sny en te verwyder, sal nie veel vat nie. Maar ons het gesien wat is die impak van die Amerikaanse ekonomie op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Bloot as ons gaan kyk na die waarde van die AGOA-ooreenkoms, maar ook ander ooreenkomste. En dan natuurlik na 'n ander punt toe, wat gaan die impak wees indien Amerika of die VSA dan bepaalde stappe neem internasionaal teen Suid-Afrika. Rusland, China, Cuba en Noord-Korea en dan natuurlik ook die internasionale strafhofsaak. Ek glo natuurlik dat Suid-Afrika nie werklik so belangrik is vir die Trump-administrasie en dat sy kyk op die Afrikaners ook nie so dalk heeltemal suiwer is nie. Maar ek dink die Trump-administrasie reken dat binne die Suid-Afrikaanse konteks is daar 'n geleentheid om 'n saak te wen veral vir Israel en die Jode in terme van ons betrokkenheid by Iran, die strafhofsaak en so meer. So ek dink die scenario wat ek lees is 'n baie moeilike een vir Suid-Afrika. En dan kan ek ook verder sê, ek wil eerder nie meneer John Steenhuisen wees, wat deel wees van daardie vergadering nie, en die uitsprake, en ons sal later by daai gesprek uitkom, want dit in eie reg verteenwoordig 'n bepaalde problematiek. So ek lees uitdagende tye vir Suid-Afrika. Ek dink daar's geweldig baie om te verloor. Ek dink die gewone retoriek gaan nie werk nie, en ek twyfel of Suid-Afrika die kaarte het om te speel, om werklik 'n verskil te maak in Suid-Afrika se beste belang. Net hierna dan hoor ons by Benny van Sail sy standpunt oor hierdie vergadering wat nou gehou word, of wat binnekort gehou word, met die Amerikaanse regering, spesifiek dan die Amerikaanse president Donald Trump. Jy's ingeskakel op Fokus saam met my, Anton Meyer, my gaste vanaand in die ateljee, Benny van Sail en dan telefonies professor Andrei Dievenage. Benny, hierdie vergadering wat nou gehou word met die Amerikaanse president Donald Trump, ek is bly om te sien, en ek weet Andrei het nou gesê, is 'n moeilike vergadering vir hom, dat die minister van Landbou John Steenhuisen ook daar is, en Steenhuisen wat vandag in 'n verklaring gesê het, dis sy grootste prioriteit, is om 'n handelsooreenkoms te beding, want ek dink dit is baie belangrik, en ons praat al van verlede jaar af oor die AGOA-ooreenkoms, die uitwerking wat dit kan hê op die landbousektor, indien daardie ooreenkoms tot niet gemaak word, of ons uitgesluit word uit AGOA. So dit is tog wel belangrik, dat hierdie vergadering moet plaasvind, en dat daar tog wel 'n ooreenkoms beklink kan word. Maar weer eens dink ek, soos wat Andrei ook nou gesê het, ons sit nie eintlik met die hef in ons hand nie. Anton, inderdaad, en ek dink ons moet baie gou die konteks vir mekaar deel, en ek stem saam met Andrei ten opsigte van Suid-Afrika se posisionering in hierdie gesprek. Maar ek dink ons moet ook gaan kyk na Amerika se posisionering in hierdie gesprek ten opsigte van sy huidige omstandighede, en daar gaan mense soos Andrei en sulke mense baie beter as ek weet. Maar Amerika is ook finansiëel onder druk, hy het groot skuldlas en hulle is besig om dit te oorbrug. En ek dink dat ons sit met 'n situasie waar Amerika oor jare heen verskeie lande eintlik aan die lewe gehou het, oor die wêreld heen. En ek sien hierdie ding amper as 'n geval van president Trump het gekom en gesê, kom ons trek die lyn, en ons sê ons stop, en nou kan ons van voor af weer hierdie goed onderhandel. Ek het ook met die Amerikaners baie gesprekke, inteendeel baie intense gesprekke, en die vraag is vir my gevra, as ons ingevolge die AGOA-ooreenkoms hoenderprodukte, pluimveeprodukte in Amerika gaan lewer het ons 0 tarief betaal. Maar as hulle dit hier by ons wil lewer, dan moet hulle 62% betaal het. Nou vra net vir my, is dit billik? En dan moet ek nou vir hom nie kan sê dis billik nie, want is dit billik? Ek dink nie so nie. En ek dink die Trump-administrasie probeer net kyk, kom ons herrangskik ons ooreenkomste in die wêreld. Hulle is nie onwillig om 'n ooreenkoms aan te gaan nie, hulle wil net hy moet meer billik wees. Nou, ek persoonlik dink dat meneer Ramaphosa en meneer Trump gaan heel moontlik alleen met mekaar praat. Ek weet nie of die res gaan by wees nie. Dalk is hulle, dalk nie. My indruk wat ek gekry het, en ek het met meneer John Steenhuisen gepraat by NAMPO,
is dat hy voorsien, hy gaan met hierdie tariewe deurmekaar wees, hy gaan ooreenkomste probeer sluit, hy gaan met die landboumense praat. Ek kan dit nie vooruitloop nie, dit is my aanvoeling wat ek uit die gesprek gekry het, so ek kan nie sê dit sal so wees nie. Die groot ding is net, as ons gaan kyk na hierdie hele situasie en die posisionering van Amerika teenoor Suid-Afrika, en ek dink dis deel van die rede, en Andre het daarna verwys en ek stem saam met hom, deel van die rede hoekom Amerika so bietjie 'n swaar trek vir Suid-Afrika is ons posisionering in die internasionale arena. As ons mooi gaan kyk, het Suid-Afrika oor tydperk heen, as dan ANC-regering hom geskaar by al daardie lande wat in die openbare arena eintlik Amerika se vyande by implikasie is, op watter wyse ook al. En nou kom jy en jy verwag, aan die een kant slaan jy Amerika met jou regtervuis in die gesig, maar aan die linkerhand sê jy, help my. Nêrens in my verwysingsraamwerk werk dit so nie. So ek dink ons regering het dit in 'n sekere mate van 'n bietjie kortsigtigheid geopenbaar in die hele hantering van hulle verhouding met Amerika ten opsigte van dan ook die internasionale spel. Ek beskou Israel seker as een van Amerika se grootste bondgenote. En hier kom ons en almal sê dis met Iranese geld, ek weet nie of dit so was nie, en hulle vat hulle na die internasionale hof toe. Ek dink dit is aan nie, dit werk nie so nie. Ek dink dit skep 'n bepaalde groot probleem ten opsigte van verhoudinge. En ek dink Suid-Afrika trek weg met 'n baie verkeerde verhoudingsbenadering teenoor Amerika. Die agterstand wat ons het as gevolg van daardie aspekte maak dat Amerika ons nie nodig het nie. En ek dink hulle kan dalk miskien 'n bietjie verrykte Iran kry, maar daar's baie lande in die wêreld wat dit het. Dis nie net Suid-Afrika nie. So dit is dalk die enigste faktor wat ons miskien op die tafel kan sit. En ek dink nie ons is ook die wêreld se grootste Iran verskaffer in elk geval nie. So wat ek wil sê is net Suid-Afrika dink ek is nie in 'n baie sterk posisie nie. Ons moet baie mooi gaan besin met watter invalshoek gaan ons hier kyk om in Suid-Afrika se beste belang te gaan kyk dat die verhoudinge genormaliseer moet word. Maar ek is bevrees. Ek dink my aanvoeling is dat wat ons hier sien wat gebeur is dat meneer Ramaphosa inderdaad daar gaan wegtrek om te sê, maar daar's 'n grondwetlike ooreenkoms en ons almal wil transformeer om die foute van die verlede reg te stel. Maar intussen het hy die land getransformeer in 'n mislukking in. Dit is die resultaat van sy transformasie. Maar ek dink hy gaan daai kaart speel. Kom ons gaan kyk wat gebeur. Ons raai almal. Ons is in afwagting om te sien hoe gaan die goed uitspeel. Naamlik die laaste ding net sê oor AGOA. Natuurlik is AGOA belangrik, maar hy's belangrik vir 'n paar baie groot boere. Soos die een boer sê, beklei die eerste van my titelakte as wat ek beklei vir AGOA, want ons is enkelinge wat eintlik die AGOA ooreenkoms gebruik. Meeste boere is nie op die uitvoermark nie. Hulle is nie op daai traject nie. Daar is baie en ons beklei daarvoor. Natuurlik is dit ook belangrik, maar ons moet balans kry in ons ekonomie. Ons moet vertroue terugkry en dan kom jy nie met goed uit soos onteiening sonder vergoeding en daai aspekte nie. Professor Dievenage, net laastens hier oor hierdie vergadering, verwag jy dat daar enige toegewings gemaak gaan word van die Suid-Afrikaanse afvaardiging, dat ons dalk druipsterk terug na Suid-Afrika gaan kom, of gaan ons maak soos wat president Cyril Ramaphosa in sy staatsrede gesê het, ons gaan nou maar almal gaan opoffer en vooruitgang in die land opoffer, ekonomiese groei opoffer, want ons sal nie geboelie word nie. Anton, ek dink dit is eintlik baie moeilik om te voorspel wat die uitkomste daar gaan wees. En as ek net op 'n paar faktore kan noem, ek en Benny het nou geraak aan, kom ons noem dit die meer strategiese kontekste van die FSA en Suid-Afrika, die een versus die ander. En daar het 'n klomp perspektiewe uitgekom wat al reeds die omgewing relatief onvoorspelbaar maak. Maar dan die Trump-styl van leierskap op sigself is 'n faktor wat jy nie buite rekening kan laat nie. Meneer Trump is 'n persoon wat sy eie besluite neem binne die onmiddellike omgewing sonder dat hy dit werklik diep deurdink. En ek dink dit maak die uitkoms baie onvoorspelbaar. Dan sit jy ook met Elon Musk daar wat bepaalde perspektiewe het oor Suid-Afrika en persoonlik verwag ek dat die FSA baie goed en baie deeglik ingelig gaan wees oor wat in Suid-Afrika aan die gang is en dat soos Benny genoem het, 'n ligte vertolking van die nadele van apartheid en die regverdiging van transformasie en die feit dat hulle kyk na korrupsie en al die regte goed noem op die regte plekke en meneer Ramaphosa glimlag en saampraat en hande vat. Ek dink nie
daai benadering gaan werk nie. Ek dink daar gaan uiters hard en uiters reguit gepraat word. En my oordeel is, daar gaan met feite en met datas en met perspektiewe gaan daar na vore gekom word en ek verwag dat Suid-Afrika se leierskap 'n bepaalde boodskap gaan kry waarvan hulle nie baie gaan hou nie. En dit sal interessant wees om te sien wat is die dinamiek na afloop van die Trump-administrasie. Gaan dit Suid-Afrika skuif op die politieke asse weg van byvoorbeeld Rusland en China en die state, of gaan dit hulle dalk juis nader aan hulle dwing? My oordeel is dat Suid-Afrika eintlik reeds die fundamentele keuse gemaak het. En dit is om hulle te belyn met Rusland, met China en daardie groepering met inbegrip van Iran. En dat Amerika maar net gepaai gaan word. En ek is bevrees dat dit met die Trump-administrasie nie gaan werk nie. En Benny is reg dat John Steenhuisen gaan probeer ooreenkomste sluit, maar ek weet nie of die omgewing gaan bestaan om daardie ooreenkomste te kan sluit nie. Ek het geen twyfel dat dit in Suid-Afrika se ekonomiese en finansiële belang is om goeie verhoudinge met die FSA te hê nie. Maar ek dink wanneer dit vanuit 'n ANC oogpunt gesien word, is die politieke omgewing en die ideologiese omgewing wat daarmee saamhang, en dit gang saam met transformasie en revolusie georiënteerde denke, is sterker as goeie betrekkinge met die Verenigde State van Amerika. So my aanvoeling op hierdie stadium is dat daar heel moontlik nie 'n goeie uitkoms kan wees nie, maar dalk gaan Suid-Afrika bepaalde toegewings maak, bepaalde skuiwe maak. Mens hoop en vertrou dat die Ramaphosa-administrasie goed ingelig is oor die risiko's en die risiko's vir Suid-Afrika kan bestuur in terme van ons ekonomiese en finansiële volhoubaarheid en ook ten opsigte van ons algemene belang. Benny? Anton, ek wil net aansluit by twee aspekte wat ek dink nogal baie keer gesê word, meneer Trump jaag dit op en hy blaas dit op en dit is nie waar nie. Dis die hele kwessie van volksmoord. Nou ons hoef nie vanaand daarop in te gaan nie, maar ek dink as ons gaan kyk na Genocide Watch van Dr. Gregory Stanton, het hulle gesê daar's 10 stappe van dit in die wêreld en dan is daar aspekte wat begin gebeur, van hierdie aspekte gebeur gelyktydig en in Suid-Afrika word daar gereken dat ons nou al by tussen vlak 7 en party mense selfs vlak 8 is, maar dit is nie noodwendig dat vlak 5 baie hoog is nie. Met ander woorde wat ek wil sê is hier sekere punte ten opsigte van volksmoord wat al reeds vergestald in sekere handelinge van dan die ANC-regering teenoor dan blankes by uitstek. Dit is die een aspek. Die ander ding is wat daar gesê word, hier's grondgrype. Nou sê die mense dis nie waar nie. By implikasie is dit eintlik waar, Anton. Ons sit met 'n situasie van jy moet jou eienaarskap verdeel, jy moet sekere rasteikens bereik ten opsigte van goed. Jy kan nie water gekry as jy nie sekere rasseteikens bereik nie. Met ander woorde, dis 'n geleidelike kruipende onteiening. Dis nie noodwendig 'n eenmalige grondgryp op hierdie stadium nie. Die staat is ook doodstil wanneer daar plakkers kan plase betree. Dan is hulle afwesig ten opsigte van hulle polisiemag wat hierdie mense eintlik moet kom hanteer. Met ander woorde, by implikasie het die ANC hierdie goed eintlik toegelaat en hy's saggies besig om met sy wetgewing die boer al hoe minder regte op sy eie plaas te gee en om by implikasie eintlik sy grond te onteien, te ontneem, selfs dit te gryp. Dis baie waar, mens kry goed soos halwe waarhede en ook halwe valshede en ek dink dit is presies wat in hierdie geval gebeur is. Ja, dit gebeur nie implisiet nie, maar daar is tog wel, soos jy nou genoem het, voorbeelde van waar dit oor 'n langer tydperk dalk moontlik kan gebeur. Ons moet ook gesels oor, want ons praat nou so oor onteiening en grondgrype, die DA-minister, Dean McPherson, minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, wat ook verlede week by NAMPO gesê het, dat nulvergoeding ook wel vergoeding is. Die DA sê, hy is onderbreek toe hy besig was om sy stelling te maak oor wanneer nulvergoeding wel aanvaarbaar is, wanneer daar wel nulvergoeding betaal kan word.
Professor Dievenage, maar dit laat my tog met 'n vraag, want vandat die DA die regering van nasionale eenheid betree het, voel dit vir my of sy posisie oor sekere dinge, soos byvoorbeeld grondonteeneming sonder vergoeding, verander het. Ek verstaan ook die minister is in 'n baie moeilike posisie, want sy president teken 'n stuk wetgewing en hy word die opdrag gegee om hierdie wetgewing nou te implementeer. Hy het nie eintlik 'n ander keuse nie, maar hy het natuurlik die keuse om te bedank as hy nie saamstem met hierdie wetgewing nie en as hy dit nie wil implementeer nie. Maar die vraag is eintlik, is die DA besig om sy posisie te skuif? Ek weet die DA sal sê, ons doen nie, ons is dan die enigste party wat dit in die hof beveg. Wel, ek dink Anton, mens kan verskeie perspektiewe op die aangeleentheid hê. Die een het jy reeds na verwys en dit is die problematiek van koalisiepolitiek, waar jy 'n president het wat ministers aanstel en na hom toe rapporteer. Nou het hierdie minister kom uit 'n koalisieomgewing, hy het 'n ander party as basis met 'n ander soortige standpunt, maar hy word geforseer om 'n bepaalde beleidsdokument goed te keur. Nou volgens die DA is dit nie per ooreenkoms wat hulle gesluit het nie. So mens gaan terug na die aanvanklike ooreenkoms waar volgens die RNE tot stand gekom het. En as jy daarna kyk, dan vind jy daar is 'n aantal breë lyne en dis baie duidelik dat daar 'n meer gedetailleerde ooreenkoms gesluit is. Die omgewing, 'n mens kan sê dat ons nog in die proses van groei is in terme van koalisiepolitiek. Maar dan blyk daar ook dat daar 'n tweede, meer fundamentele probleem is. En dit is dat verskillende ideologiese omgewings gee verskillende betekenisse aan dieselfde woord. En in een ideologiese omgewing kry inklusiewe groei 'n bepaalde betekenis en in 'n ander omgewing het dit 'n totaal ander betekenis. En dis duidelik dat hierdie mense heeltemal by mekaar verbypraat en ek dink hierdie ideologiese afstand is een van die groot uitdagings wat waarskynlik vorentoe gaan maak dat die RNE of onsuksesvol is of éventueel gaan misluk indien dit nie drasties bestuur word nie. Maar kom ons kyk na die wetgewing en ons kyk na die grondwet in besonder. En almal van ons wat die pad geloop het, hoe die 1996 grondwet tot stand gekom het, sal weet dat artikel 25 was waarskynlik die mees duidelike klousule artikel wat geformuleer is met die spesifieke en uitsluitlike doel om eiendomsreg te beskerm, behalwe daar waar die staat dit nodig vind om dit te gebruik vir byvoorbeeld die bou van 'n pad of kom ons sê 'n bepaalde nuwe woonbuurt oprig of wat algemene belang is. Hierdie aspek is heeltemal verwring in die wetgewing. En die hele konteks van nul vergoeding, wat my aanbetref, staan baie sterk teenoor die grondbeginsel van die grondwet. En dan gaan jy nou en jy kry verdere wetgewings en jy kry toepassings van wetgewings en dan moet jy nog die konteks bysit wat Benny na verwys, waar die staat ook eintlik maar wegkyk as goed verkeerd gaan en nie in terme van hulle eie wette optree nie, want dis nie in sekere politieke elites en sommige van hulle het 'n sterk misdaadoriëntasie se belang dat daar daadwerklik opgetree word nie. So hier is 'n ernstige probleem, maar ek dink die grootste probleem en die sterkste punt wat hier vir my uitstaan, is dat ek nie kan onthou dat die Demokratiese Alliansie sedert die totstandkoming van die RNE soveel kritiek en soveel gesig verloor het as rondom die uitsprake van Steenhuisen enerzijds en Dean McPherson anderzijds. Ek hoor wel Helen Zille in die agtergrond praat en soms praat sy 'n ander taal, soms tree sy toe tot die voorgrond. Maar ek moet eerlik sê wat ek optel, wat ek lees in die media is asof die normale DA-ondersteuners skielik begin om voorbehoude te hê ten opsigte van waar hulle party staan. Is hulle party gekoopteer
deur die ANC, het Ramaphosa hulle met 'n slap riem gevang. Wat presies is hier aan die gang? Ek hoor kommentators en politici openlik sê dat hier nie meer 'n oppositie in Suid-Afrika is nie en dat die ANC effektief die DA gekaap het. Nou ek dink dis 'n bietjie van 'n ekstreme standpunt, maar ek dink die Demokratiese Alliansie moet ernstig hand in eie bors steek en kyk wat aangaan, want wat hulle dalk bereik na die binnekant toe, is hulle in kwadraat besig om te verloor op die voetsoolvlak en ek reken dit is 'n geweldige strategiese risiko. Benny? Anton, ek dink dat ons almal beleef dit en ons sien dit ook dat die ANC is in groot benouenis. Ek dink dit is benoude katte wat begin benoude spronge maak en nou begin hulle na die ekstreem toe gaan en hulle begin drastiese goeders doen en sê en uitsprake maak met die hoop dat hulle weer, ek wil amper sê die radikale stemvee weer kan terugwen om dan weer hulle te ondersteun. En daarom sit jy nou met hierdie bepaalde tipe van situasies wat ek dink nou al hoe meer na vore kom. Dis nou wetgewing en goed wat met die vorige parlement goedgekeur is, maar meneer Ramaphosa, hoekom hy gewag het tot nou om dit te teken, sal hy weet, is dit dalk van 'n strategiese besluit om dit amper as 'n troefkaart te gebruik het om nou eers te teken, ek weet nie. Maar die dilemma wat jy het is dat sy eie ondersteuners steun nie eers hierdie hele kwessie van onteiening sonder vergoeding nie. En die verwarring wat jy skep by beleggers, weet jy, nasionaal en internasionaal sê mense, maar ek kan nie belê in 'n land as die staat vir 'n meganisme daarstel dat hy my bates kan vat sonder om daarvoor te betaal nie. Nou in die onteieningswet is die hele kwessie oor die onteiening teen 0 vergoeding vir my 0 en niks is maar baie na in dieselfde, maar in elk geval daai klousule sê dit gaan oor grond. Met ander woorde, as ons gaan kyk na die grondwet, artikel 25 wat André reg nou na verwys het, dan sit ons met die openbare doel, dit is vir damme of treinspore, daai goed, en dan die openbare belang. In Engels public purpose, public interest. Nou daai openbare belang sê die grondwet is die nasie se verbintenis tot grondhervorming en om gelyke en billike toegang tot die hulpbronne vir almal te bewerkstellig. Dis wyd gestel en dit skep 'n bepaalde ongemak en hierdie openbare belang is vir my die groot gogga. Die openbare doel het ons al die jare gehad, maar dan teen markvergoeding, onthou jy destyds het hulle vir die ouens selfs so 'n bietjie trane geld gegee, die boere gesê, hervestigingskoste, maar die openbare doel is reg. Enige land moet dit hê, hy moet infrastruktuur kan ontwikkel, as hy dit net gaan doen, bygesê, maar die openbare belang, dis vir my waar die gogga inkom, en dit is die dilemma wat ons het, en dit is die vraagteken wat jy het, en nou kom hulle en hulle praat van wetgewing, dat ons na die grondbesit in die land, moet eintlik die demografie weerspieël. Dit is klanke wat gemaak word, gaan dit tafel toe kom, ons weet nie, hoe gaan dit lyk, ons weet nie, maar as jy nou met 'n wet sit, wat ek mag dit vir die openbare belang vat, vir jou, sonder om te betaal daarvoor, en daai magte word afgewentel tot by 'n amptenaar by die munisipaliteit, dan begin jy kyk, hoe op risiko word kapitaal in hierdie land eintlik geplaas, so die onsekerheid wat die ANC skep, met dit wat hy uit hierdie goedheid genereer, vir sy eie persoonlike oorlewing, dit is vir my die groot kommer en Suid-Afrika betaal die prys. Professor Dievenage, Ben het nou verwys na daardie interessante meningspeiling en ons sluit af daarmee vanaand deur die Instituut vir Rasseverhoudinge dat die ANC se eie ondersteuners nie eers sy beleid ondersteun oor goed soos grondonteiening sonder vergoeding, inkomste toelaat en dan goed soos swart ekonomiese bemagtiging nie. Dit is vir my baie interessant want dit dui vir my op 'n party wat uitvoering is met wat sy ondersteuners regtig wil hê. Ons het dit verlede jaar gesien met die ondertekening van die Nasionale Gesondheidsversekeringswet deur president Cyril Ramaphosa. En ek wonder of die ANC besef watter tipe steunbasis hy eintlik het. Hierdie ondersteuners van hom, dink ek, is meeste van hulle middelklas swart Suid-Afrikaners wat self ook dalk eiendom besit en nie wil hê dat die moontlikheid moet bestaan dat hierdie grond weggevat word nie. Wat goeie mediese sorg wil hê. Wat wil hê dat die beste mense in die posisie aangestel word ongeag van hulle velkleur. Anton, daar's geen twyfel dat Suid-Afrika in die laaste dekades 'n nuwe swart middelklas ontwikkel het. Maar dit is ook nie 'n klassieke middelklas nie. Dis nie die klassieke bourgeois tipe klas
wat jy gekry het in Wes-Europa, wat onafhanklik van die staat gefunksioneer het, advokate, prokureurs, dokters, rekenmeesters nie. Ons middelklas is 'n baie sterk staatsgekoopteerde middelklas, omwyle Lawrence Schlemmer aan te haal, en ek dink dit geld vandag steeds. So die middelklasfaktor bly 'n faktor wat jy binne 'n staatskonteks en nie buite die staatskonteks moet verreken nie. Dis die eerste punt wat ek wil maak. Die tweede punt wat ek wil maak is, ek is bevrees en daar's baie getuienis wat daarop dui, dat die gewone burgers nie vir 'n politieke party stem in terme van beleid nie. Ek is bereid om te sê dat beleid amper 'n meer sekondêre rol speel en dat die invloed van leiersfigure, die persepsies rondom 'n bepaalde party, dis amper soos wat jy vir 'n bepaalde rugbyspan ondersteun, nou presteer die span nie goed nie of jy stem nie met die afrigter saam nie, maar dit maak nie dat jy van die party verskil nie. Daarom wil ek amper argumenteer om te sê ja, jy gaan vind dat baie mense gaan krities staan teenoor onteiening en sonder vergoeding, maar vir my is dit nie gelykstaande aan die verwerping van 'n politieke party nie. En hier kan jy maar gaan kyk na die getuienis wat ons wel gevind het oor die laaste 30 jaar, en ons het nou al ons 7de verkiesing gehad, is dat die mense wat ontevrede raak eintlik meer apaties raak en weggaan uit die politieke proses. As jy baie vinnige som maak en jy kyk na die 2024 verkiesing en jy tel die ANC steun saam met sy splintergroepe, die EFF, die MK, en daar is nog 'n klomp ander kleiner groepies, Cope is ook nie eintlik meer 'n faktor nie, maar daar is kleiner groepe, dan gaan jy vind dat hulle steunbasis nie vreeslik ver verskil van dit wat jy in terme van apatie kan verreken nie. So daar het nie skuwe gekom nie. Mense stel nie soseer in die beleidsaspekte belang nie. Hulle kyk na die leierskap, die persoon, die gesig bo, en wat hulle histories weet van die party. So ek sou baie versigtig wees met die aanname om te sê dat as 'n meningspeiling sê mense is teen onteiening sonder vergoeding, dat dit ook beteken hulle sal teen die ANC stem in 'n verkiesing. Ek betwyfel dit nogal sterk. Ongelukkig is dit waar ons moet halt roep. Ons het niks meer tyd oor nie, of soos Dean McPherson sal sê, 0 tyd. Maar baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Benny, baie dankie dat jy deelgeneem het aan vanaand se program. Professor Dievenage, ook baie dankie aan u vir u deelname. Baie dankie Anton, baie dankie Benny. Baie dankie André en dankie Anton. Baie dankie ook vir jou wat saam geluister het. Ons maak volgende week dan weer so. Totsiens.